times around, but never, never, ever give up. Liewe vriende, het is altyd lekker om saam met julle te mag kuier, om op hierdie manier te kan stil word en rustig te kan word, vir 'n oomblik weg van die weekse gejaag. Nou kan ons stil word hier by die kers, en weet dat die Here saam met ons hier teenwoordig is, om te weet dat die Here my en jou ontmoet daar waar ons is en soos wat ons is, en die Here wat ons ontmoet is die een wat vir ons aan die kruis gesterf het, dis die een wat ons vrygekoop het, en dis hy wat saam met ons nou is. Daarom kan ons ook in hierdie oomblikke rustig word en net wees in sy teenwoordigheid. En daarom kan ek jou groet in die naam van die Vader, die een wat alles tot stand gebring het, van God die Seun wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, van God die Heilige Gees wat ons dag tot dag ontmoet. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag net sommer weer vir 'n oomblik kan stil word, kan rustig word en na u woord saam kan kyk. Waar ons vandag na die begin van die Bybel gaan kyk. Maar ons gaan kyk na die tema in goeie hande. Mag ons vandag hoor wat u vir ons wil sê, hoe u ons wil gebruik en hoe u ons wil laat deelneem aan die werk van u koninkryk. Amen. Vriende, ek het nou gesê dat ons tema vanoggend is in goeie hande. Ons het in Afrikaans hierdie spreekwoord sê is in goeie hande. En in goeie hande beteken dat jy 'n stuk vertroue in iemand sit. Jy sal sê, moenie bekommerd wees nie, jy is in goeie hande. Dit kan onverwysend na jouself wees en sê dat jy eintlik al 'n stuk selfvertroue het en versekerheid het in wie jy is, wat jy doen, wat jy aanbied of wat jy op die tafel sit, of in iemand anders en sê, jy hoef nie bekommerd te wees oor jou kind wat op hierdie kamp gaan nie, want jy kan hulle vertrou, hulle is in goeie hande. Nou, al wat ek hier wil uitlig by ons Afrikaanse sêwoord is dat, en spreekwoord is om te sê, dat daar 'n stuk vertroue daarin gaan. Maar meer as dit as net vertroue, 'n stuk versekerdheid, 'n stuk oortuiging van dit wat jy sê, en dit waarin jou vertroue sit. En vandag kyk ons na die skepingsverhaal, om die waarheid te sê na die tweede skepingsverhaal, die skepingsverhaal in Genesis 2. So wanneer ons inherënt kyk na die verhaal van Genesis, en ons kyk na die eerste 2 hoofstukke, sien ons daar's eintlik 2 afsonderlike skepingsverhale. Die een wat ons ken, die een wat ons almal ken, ons ken al 2 in elk geval, dat is in mekaar vermeng, maar dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, dag 6, dag 7. En dan in hoofstuk 2 lees ons nog 'n tipe van 'n skepingsverhaal. 'n Verhaal wat ons hoor hoe God die mens as te ware uit stof skep. En meer as dit, hoe die plante op 'n ander manier tot stand gebring is. So kom ons lees saam van vers 1 tot 8. So is die hemel en die aarde en alles wat daarop hoort voltooi. God was op die 7de dag klaar met sy werk wat hy gedoen het, en God het die 7de dag gerus van al die werk wat hy gedoen het. God het die 7de dag geseën, hy het dit geheilig verklaar, want op die dag het hy gerus van al sy werk. Dit is wat God geskep het deur dit te maak. Mense in die tuin van Eden, vanaf vers 4. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. En hier begin die tweede skepingsverhaal. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, geen struike van die veld was al op die aarde nie, en geen gewasse van die veld het al uitgespreid nie, want die Here God het nog nie dit laat reën op die aarde nie, en daar was nie 'n mens om die grond te bewerk nie, maar 'n ondergrondse stroom water het uit die aarde opgewel en die hele oppervlakte van die grond nat gemaak. Die Here God het die mens met stof uit die grond gevorm en in sy neus die asem van lewe geblaas. So het 'n mens 'n lewende wese geword. Die Here God het 'n tuin aangeplant in Eden, in die ooste, en die mens wat hy gevorm het hy daar geplaas. Nou, ons ken die skepingsverhaal van dag 1, dag 2, en dat dit goed was. Ons weet, die oomblik wanneer die mens geskep word, lees ons in Genesis 1, dit was baie goed.
Nou waaroor gaan hierdie skepingsverhaal dan? Hierdie gedeelte is 'n gedeelte wat ek hierdie hele week in Bybelstudies met mense hanteer het en met ons groepe hanteer het. En die groot draai waarop ons stil gestaan het is hoe ons na onsself kyk. Hoe sien ons onsself en hoe kyk ons na onsself in die sin van hoe sien ons na onsself om? En baie keer het ons agtergekom dat dit ons menslike geneigtheid is om te sê dat dit iets kan slegs word. Ons menslike geneigtheid is om te draai of te keer na die negatiewe in die lewe. En dit is vir ons moeilik om te sê dit is baie goed wanneer ons na onsself kyk. Maar ons het heel week 'n bietjie daarna gekyk en gesê, maar wanneer God na ons kyk, kyk hy anders. Hy sien dit is baie goed. Nou, die skepingsverhaal se geskiedenis is dat mens moet onthou, ons lees die Bybel kronologies. Ons lees van Genesis tot en met Openbaring. Maar met alle waarskynlikheid is Genesis eers heel 'n later skepping of op skrif gestel, soos wat ons dit het vandag. En dan kan dit onmiddellik 'n vraag by ons opwek, maar wat sê die skepingsverhaal dan? En waar is die skepingsverhaal dan? Maar dalk is die vraag wat ons eerder vandag vir mekaar moet vra, nie noodwendig waar is die skepingsverhaal nie, maar hoeveel waarheid is daar van die Skepper in die skepingsverhaal? En dis die bril wat ek wil hê ons moet vanoggend saam opsit. Hoeveel waarheid is daar van die Skepper in die skepingsverhaal? En dis 'n bietjie 'n ander aanslag. Want jy sien, wanneer ons daarna kyk en met daai bril kyk, kan ons weer terugkom en sê, jy is in goeie hande. En in daai goeie hande sit ons dan in die Skepper God. En dit beteken dat ek en jy in die hande van die Skepper God is. En wanneer ons hierdie verhaal gaan lees, dan lees ons, die aarde was eintlik dor, die aarde was leeg, daar was niks gewees nie. Maar God het uit niks iets gemaak. God het uit niks die wêreld en die aarde tot stand gebring. Die struike, die bome, die veld, die natuur. God het uit stof die mens gevorm en die lewensasem in hom ingeblaas en die mens wat 'n merkwaardige skepsel is tot stand gebring. En as jy vra dan, maar hoeveel waarheid is daar van die Skepper in die skepingsverhaal, dan kan ons hierdie stuk vertroue begin ontwikkel en sê, maar die Here wat alles tot stand gebring het, het ook my as mens tot stand gebring. Jou as mens tot stand gebring. Wat inherent dan beteken dat God in beheer is van my en jou, maar meer as dit, dat ons in sy hande is in die lewe. Nou waarom is dit dan vir ons belang? Sê, okay, daar is waarheid in die skepingsverhaal. Die waarheid is, ons is in goeie hande. Wat sê ons dan daarmee? Ons sit 'n stuk vertroue, met oortuiging, vertroue in die lewende Here wat ons tot stand gebring. En dis die waarheid wat ons vat uit die skepingsverhaal. Die waarheid oor die Skepper. Maar waarom is dit dan so belangrik? Ek en jy sukkel baie keer om na onsself te kyk en ons verskillende redes hoekom dit kan wees. Nou net voor ek hom opneem met, as ek in gesprek met iemand wat sê, baie keer jaag die spooke van die verlede my. En is nie lekker om stil te word nie, want die oomblik wanneer ek stil word is wanneer die spooke my jaag. En dan kyk jy baie keer na jouself en jy sê, maar hierdie is wie ek is, want dit is wat ek gedoen het. Maar dan vergeet ons dat ons eintlik in goeie hande is. En al wat ons dan doen is, ons kyk vas in dit wat hier reg voor ons is, in die besluite, in die spooke wat my inherent jaag. En ek definieer myself alleenlik daarop en ek vergeet, ek is in goeie hande. Ja, die besluite van my verlede is nie noodwendig goed nie. Ja, ek het dalk al reuse klomp foute begaan in my lewe. En hier waarin ek vas staan, lyk dit vir my of daar geen uitweg meer vir my is nie. Dit lyk of ek geen beheer meer het nie of ooit sal kan hê nie. Maar dan moet ek onthou, ek is in goeie hande. En ek sit daai vertroue terug in die Here wat uit niks uit
uit 'n onwaarskynlike situasie iets moois kan skep. En dat dit ook inherent vir my die waarheid is. Dat dit waar ek myself in sien en die moeilikheid waarin ek myself eintlik as definieer, op goed besluite, pyn, hartseer, 'n slegte realiteit in die hier en nou wat ek eintlik hulpeloos voel, met regte baie keer. Ek moet onthou, ek kan my vertroue in die Skepper sit, wat uit niks uit stof, die mens aan mekaar gesit het. En dis die een in wie ek my vertroue sit. Daarom hoef ek nie altyd hulpeloos te wees of hulpeloos te voel nie. Daarom kan ek maar in die toekoms inkyk, ten spyte van my verlede. En ja, baie keer kan ek dalk die skepingsverhaal lees en sê, of my eie verlede inlees en sê dit was goed, baie keer kan ek sê dit was sleg, baie keer kan ek sê dit is nou sleg. Maar nooit moet ek my vertroue verloor in die Skepper van hemel en aarde nie. Die een wat uit die onwaarskynlikste van situasies die onmoontlike verrig. Dis hy wat in beheer is van my en van jou. Daarom moet ons losbreek uit hierdie gedagtes van ek is nie goed genoeg, of ek kan nie meer verskil maak nie, of ek is nie iemand wat 'n verskil kan maak in die samelewing nie, of ek moet opgee. Daai denke moet verdwyn, want dis nie hoe God kyk nie, en dit is nie wat alleenlik moontlik is vir God nie. God kan uit enige situasie iets wonderliks skep. Mag jy dit nooit vergeet nie. Mag jy breek met die negativiteit rondom jouself. Nie om hoogmoedig te raak nie, maar om in selfvertroue die lewe te kan ingaan saam met die Here. En deur jou leefwyse die lewe van ander te kan verander. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vir 'n oomblik net hier kan wees. Dankie dat U anders kyk na ons as wat ons baie keer na onsself kyk. Maar nog meer dankie, Here, dankie dat U die Skepper God is. Die een wat uit niks die ongelooflike kan verrig. Here, mag dit nie net vir ons waar wees van die vertroue wat ons in U sit nie. Here, maar mag ons altyd onthou dat U as Skepper God ook in beheer is van ons. En baie keer voel ons dat ons situasie dit nie regverdig dat ons die genade verdien nie. Maar Here, dankie dat ons kan weet en kan hoor vanoggend, ons is in goeie hande. Ons is in U hande. Die een wat was, wat is, wat altyd sal wees. Die een wat uit stof die mens geskep het. Die een wat die lewensasem ingeblaas het in elke liewe een van ons. Mag ons dit nooit vergeet nie. En mag ons met die selfvertroue ingaan in die lewe in, om te weet, die Skepper God is met ons. Amen. Vriende, ontvang ook nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Amen.